Goeiemôre. Dis baie lekker om saam met jou te wees. As ons nog ontmoet het, ek is Gerard. En wat 'n voorreg dat die Here ons deel maak van iets groter as net onsself, né? Wat 'n voorreg dat ons lewens in sy groter plan kan inpas en betekenis kan kry. En dis ook waaroor ons hierdie afgelope kwartaal gesels. Wanneer liefde werk, is 'n samewerking saam met die Heilige Gees. God deur sy Gees werk saam met ons en ons het in ons vorige reeks gekyk na verhoudinge. Hoe kan ons deur ons verhoudinge saam met die Heilige Gees werk? Want dit is hoe God die wêreld vul met sy koningskap en sy heerlikheid. Vandag begin ons met 'n nuwe fase in wanneer liefde werk en ons gaan 'n bietjie gesels oor hoe lyk dit as ek en jy saam met die Heilige Gees werk in nog 'n area wat baie belangrik is. Verhoudinge is seker die belangrikste area. Daar's nog 'n area wat baie belangrik is wat 'n groot rol speel in ons lewens en dis ons finansies. Hoe lyk dit as ons saam met die Heilige Gees werk in ons finansies? Nou, voor jy afswitch, of klaar dink jy weet wat kom, wil ek jou graag uitnooi. Kyk, dit gaan net weird wees as jy nou opstaan en loop, dan gaan dit baie weird wees. Maar ek wil jou graag uitnooi om jou hart en jou gemoed oop te maak. En ons gaan kyk uit 2 Korintiërs uit. Is 'n besondere brief. Dis 'n brief wat ek en jy, baie van dit ken ons het net nie geweet dit staan wat dit staan nie. Almal het al gehoor, as ek swak is ek. Het jy dit al gehoor? As ek swak is ek sterk. Dit kom uit 2 Korintiërs uit. Almal het al gehoor, as iemand in Christus is hy? Dis 2 Korintiërs. Die seën waarmee ek en jy groot geword het, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, kom uit 2 Korintiërs uit. So is 'n wonderlike brief wat vir ons 'n klomp dinge leer oor God, oor Jesus, oor die Heilige Gees. Ons word deur dieselfde Gees verander van heerlikheid tot heerlikheid. Dis 2 Korintiërs 3. Daai brief, 13 hoofstukke, 2 hele hoofstukke wat oor finansies gaan. En ek wil saam met jou vandag die storie agter daai 2 hoofstukke probeer bymekaar sit, die puzzelstukkies bymekaar sit. So ek wil jou uitnooi om jou hart oop te maak. Ek gaan 'n paar punte uit die storie uitlig, maar ek dink hierdie storie is so ryk dat daar baie meer is wat die Heilige Gees vir ons wil leer. En ek weet nie van jou nie, ek like stories. So ek gaan nou nie die storie kan vertel nie, want ons moet die puzzles bymekaar sit, okay? Maar jy gaan die storie in jou kop hoor. En 'n storie is mos 'n wonderlike ding. 'n Storie inspireer en leer op dieselfde tyd. Dis wonderlik. Ek het nog gehoop julle gaan teen die tyd bietjie meer opgewonde lyk, maar ek glo soos wat ons aangaan. Hierdie is besonder. So ek kyk saam met jou. Ons val sommer in die middel van die 2 hoofstukke. Dis 2 Korintiërs 8 en 9. Gaan lees dit gerus by die huis as jy nou vandag die storie se puzzelstukkies sien. Ons duik sommer in die middel in. Paulus skryf, eintlik is dit vir my onnodig om aan julle oor die dienslewering aan die heiliges te skryf. Want ek ken julle bereidwilligheid, waarmee ek oor julle by die Macedoniërs spog, dat Agaïe al sedert 'n jaar gelede gereed is, en dat julle ywer die meeste van hulle aangespoor het. So net vinnig, kan ek net gou ook sê, as hierdie nou soos 'n geskiedenisles klink, dit is. Want dis wat geskiedenis is mos storie, is dit nie? So Macedoniërs, wie's dit? Dis gemeentes in die provinsie van Macedonië, okay? Gemeentes soos Filippense, Tessalonisense, dis daai gemeentes. Wie's Agaïe? Agaïe is die provinsie waar Korinte gemeente is. Paulus skryf oor 'n projek waarmee hy besig is. Hy noem die projek dienslewering aan die heiliges. Wat is dit? Dis 'n fondsinsameling. 1 Korintiërs 16 lees jy al van die fondsinsameling.
toe het hulle al begin in Agaia, in Korinthe. Maar julle onthou nou, ons praat mos nou baie uit Korintiërs uit die jaar, die verhouding tussen daai gemeente en Paulus het erg seer gekry. Die gemeente het hom verwerp as leier. So nou, meer as 'n jaar later, het Paulus nuus gekry. Hulle 7 lees, ek is nou nie seker nie, maar jy kan maar gaan soek. So nou dat hulle hom weer sy leierskap aanvaar het, nou tel hy versigtig die projek waarmee hulle al begin het. Die fondsinsameling vir die heiliges, tel hy daai projek weer op. Wie is die heiliges? Is dit nou al die heiliges? Nee. As jy kan lees in 1 Korintiërs 16, dis baie spesifiek. Dis die gemeente in Jerusalem. Die gemeente het mos al, onthou julle, van julle sal dit nou onthou. Maar dit lyk my, dit het in die langtermyn moeilikheid gebring. Want die oomblik as daar slegte goed die wêreld tref, gaan dit swaar met hulle. Ons lees al in Handelinge 11 van 'n profeet wat kom en sê daar kom 'n groot hongersnood. Baie interessant. Daar kom 'n groot hongersnood. Wat vra die gemeente in Antiochië? Dis waar die profeet was. Wat vra hulle? Hulle vra nie, wie het nou verkeerd gedoen? Wie het 'n deur oopgemaak vir die duiwel? Hulle vra nie, is dit die Here se wil? Is hy besig om mensdom te straf nie? Wat vra hulle? Hoe kan ons help? Dis wat hulle vra. Wie gaan ons stuur? Ons gaan geld bymekaar maak, Paulus en Barnabas gaan. Dit lees jy in Handelinge 11. So, jare terug was die gemeente al in die nood. En ek wonder of Paulus nie daai eerste keer toe hy nou met geld na hulle toe gegaan het, of die saadjie nie daar geplant is vir hierdie langtermynprojekkie. Nou is dit jare later, Paulus is besig met fondsinsameling en hy sê, daar's gemeentes in Macedonië en hierdie Korinthe gemeente, en hy sê, hy spog eintlik met die Korinthe gemeente by hulle. En hulle bereidwilligheid het hulle aangemoedig. Fondsinsameling. Nie een keer in die 2 hoofstukke gebruik Paulus die woordjie geld nie. Interessant, hè? As ons van Paulus se ander briewe lees, dan kom ons agter, Paulus het geweet, dis 'n sensitiewe onderwerp. Dit was toe al. Kerk en geld. Hy sê, daar's daai tyd al mense gewees, wat handel dryf met die woord van die Here. Mense wat hulle self verryk. So Paulus is sensitief, maar ek dink nie dis die enigste rede hoekom hy nie die woordjie geld gebruik nie. Ek dink daar's iets anders ook aan die gang, iets baie belangriker. Jy sien, geld gaan nie oor geld nie. Jesus het dit baie duidelik gemaak. As geld die doel van geld word, dan word geld 'n afgod. En Paulus gebruik 'n ander woord, 10 keer die woord, om te praat oor die fondsinsameling. Hier's hoe die stuk begin. 2 Korintiërs 8, vers 1. Ons laat julle ook weet, broers, van die genade van God. 10 keer word die woordjie genade in die 2 hoofstukke gebruik. Die genade van God wat aan die gemeentes in Macedonië gegee is, dat hulle te midde van swaar beproewing as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in 'n rykdom van vrygewigheid van hulle kant af. Ek getuig dat hulle na vermoë, ja selfs bo vermoë, bereidwillig was. Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genade. Ons vat hom nou bietjie genadewerk, maar die woordjie wys na genade toe. Aan die genadewerk van hulpverlening
aan die heiliges. Die eerste ding wat Paulus sê van die hele fondsinsameling is dis 'n saak van God se genade. Interessant, hè? Bietjie 'n ander angle. Huh? Ons gebruik die woordjie genade vir dit wat die Here vir ons gee wat ons nie verdien nie. En ons gebruik hom veral vir ons redding, is dit nie? Ons is gered nie deur werke nie, maar deur genade, so sondevergifnis. Die feit dat die Here ons as sy kinders aanneem. Die feit dat hy deur sy Heilige Gees in ons kom woon. Die feit dat ons kan bid. Al daai dinge is genade. Maar dit lyk vir my of Paulus die woordjie genade vir meer gebruik as net dit wat ek en jy ontvang. Paulus kyk na hierdie arm mense in Macedonië. Arm gemeentes. 10:10 is hulle arm omdat hulle vervolg is, want hy praat van hulle beproewing en hulle armoede. Hoekom is hulle vervolg? Hulle het in Jesus geglo. Die enigste provinsie waar Christendom wettig was Agaia, daar waar Korinthe is. So hier in Macedonië word mense vervolg. Hulle word beproef. Ons het verskriklike goed wat nou hier in Kwanongaba gebeur het. Dis die tipe goed wat met daai Christene gebeur het. Hulle is hulle eiendomme kwyt. Hulle is uit hulle families uitgeskuif. En Paulus sê, as die mense met wie dit so swaar gaan, bo vermoë gee, het hy net een verklaring. Dis God se genade wat daar werk. Geen ander verklaring nie. Dis God se genade wat daar aan die werk is. En dan sê hy iets besonders, en ek wil gou jy moet dit hoor. Hy sê, hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk van hulpverlening aan die heiliges. Daai deel te kan hê, as jy nou al 'n rukkie by ons as 'n kampus kuier, dan gaan jy nou weet wat ek nou sê. As jy nou nie is, hier is wat daai woordjie is. Dit kom van die woordjie koinonia af. En koinonia beteken partnership. Toe hierdie arm gemeentes hoor, daar's 'n fondsinsameling. Toe pleit hulle by Paulus dat hulle kan deel hê aan die partnership van God se genade. Interessant. Met ander woorde, genade is nie net iets wat die Here vir ons gee nie. Genade is nie net om te kry wat ons nie verdien nie. Genade maak van mense partners. Dis nie net God se genade vir my nie. Dis nie net God se genade in my deur die werk van die Heilige Gees nie. Hoe lyk dit wanneer liefde werk? Koinonia. Partners van die Heilige Gees. Partners, vennote van God se genade. En Paulus sê, daai gemeente is aangemoedig omdat Korinthe begin het met die projek. So, nou meer as 'n jaar later wat die verhouding herstel is, alles is tot 'n stilstand gekom. Dit sê ook iets, né? Verhoudinge is belangriker as projekte. Alles tot stilstand gekom. Maar nou laat die Korinthe weer aan boord is. En Paulus sê nogal, luister ouens, dit gaan 'n toets wees vir julle. Hierdie verhouding gaan nou getoets word, sê hy vir hulle. Toets van julle liefde. Is julle regtig versoen met my? Kom ons tel die projek op. Julle het begin, maak hom nou klaar. Vriende, dwars deur hoofstuk 8 en 9, wanneer ons opgeroep word om te gee, is die klem nie op geld nie. Die klem is nie eers op ons diensbaarheid nie. Die klem is op God se genade. En God wat aan die werk is. En ons wat nou die genade het om saam met hom te werk. Dis die klem.
En jy hoor dit, ons het nou gelees hoe hy begin, hier is hoe hy eindig. Jy hoor hom duidelik. Want die hulp van hierdie bediening voorsien nie net in die heilige se behoeftes nie, maar lei ook tot 'n oorvloed van baie uitinge van dankseggings aan God. Hierdie projek, God word gedank. Hoekom? Want dis hy wat in genade werk en maak mense nou sy vennote. Dan sê Paulus weer iets baie spesifiek wat ons help met die storie. Op grond van die bewys wat deur hierdie diensbetoning geleef word, verheerlik hulle God. Hulle verheerlik nie mense nie. Want dit gaan nie oor mense nie, dit gaan oor God wat aan die werk is in sy genade. Verheerlik hulle God oor julle gehoorsaamheid aan julle belydenis van die evangelie van Christus. Hier is 'n sleutel om die storie oop te sluit. Evangelie van Christus en mense wat partners is met God se genade. Wat is die storie? In hierdie wêreld wat oorheers word deur die Romeinse ryk, waar almal geweet het Caesar is Lord. Almal het dit geweet. Almal het geweet hoe die wêreld werk. In hierdie empire kom daar 'n joetjie. En hy sê, daar's 'n ander Here. Daar's 'n ander koning. Jesus Christus is die Here. Jy kan maar gaan lees in Handelinge, dis die boodskap. Hoe weet ons dit? Wel, hierdie empire het hom doodgemaak, maar God wat alles geskep het hom uit die dood uit opgewek. Maar hoe gaan mense sien? Want hulle kan nie koning Jesus sien nie. Hoe gaan hulle sien dat daar 'n ander koning is? Hier's Paulus se opgewondenheid. Hier is hoekom jy kan dit hoor hier, jy hoor dit in sy ander briewe, soos Filippense. Jy hoor die opgewondenheid. As Paulus sien hoe mense saam met die Here werk, ook wat finansies betref, raak hy lyries van opgewondenheid. Ek bedoel, hy sit in die tronk en hy celebrate. Jy kan dit lees, Filippense 4. Die hele Filippense, oor en oor. Paulus is aan die celebrate. Waaroor is hy so opgewonde? Jesus is die Here. Hierdie hele aarde en die hemel het 'n nuwe koning, maar hoe gaan dit sigbaar word? Baie interessant. Ons sukkel nou. Ons sukkel om onsself in te dink. Mense, as die TV's nie, as die selfoon nie, as die satellietkommunikasie nie, daar's net mense en briewe en stap en iets gee. Dis al wat daar is. So in daai wêreld was mense nie verbind met mekaar nie, né? Daar was net twee groepe wat ek kan agterkom wat direk verbind was. Die een was die militêre mag van die Romeinse empire. So as daar moeilikheid is in Judea, dan ek weet nie hoe nie, maar daar is gekommunikeer en hier kom 'n man op 'n wit perd in Jerusalem ingery, Pilatus, en hy kom goed uitsort. Empire. En hoe het die empire geheers? Deur 'n World Wide Web van militêre mag. As daar 'n bataljon in Spanje is wat moeilikheid het, stuur 'n legioen. World Wide Web. Connected. Kan jy gou jou 'n bietjie daar dink? Almal het geweet, as jy hier raak aan die Romeinse weermag, dan bewe hier die hele web. En dis hoe hulle geheers het. Dis hoe hulle heerskappy uitgebrei is en gevestig is. En dan was daar ook die World Wide Web van die Jode, maar dit is 'n gesprek vir 'n ander dag. Hulle was verbind as 'n familie. Maak nie saak waar jy oor die wêreld gebly het nie, die Jode was verbind as 'n familie. In daai wêreld raak Paulus lyries opgewonde. Jesus is nou koning, maar hoe gaan dit sigbaar word? Hier gaan mense wees wat nou 'n World Wide Web vorm. Die liggaam van Christus. Ek het nog gehoop, jy gaan ook opgewonde raak. Mense wat van tevore niks met mekaar wou uitgehaal het.
Jood, Griek. Hulle het mekaar gehaat. Baas, slaaf. Ewe skielik partners van God se genade. En hier's mense wat arm is en hulle gee bo vermoë vir Jode wat in Jesus glo in Jerusalem. En Paulus sit terug en hy sê, I love it when a plan comes together. Voor sy oë sien hy hoe God se Jesus plan werk. Sien jy dit? Voor sy oë. Ek bedoel as mense wat gewoonlik daai mense gehaat het, nou gee, dan gaan die wêreld weet, hier's 'n nuwe heerskappy. Want as daar 'n nuwe ekonomie is daar 'n nuwe heerskappy. Kan jy Paulus se opgewondenheid, kan jy hom voel? En dit is sy motief. Dit gaan oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie. Deur ons partnership, ook in wat ons gee, werk ons saam met God se Gees, sodat die wêreld kan sien, Jesus Christus is die Here. Dis die storie. Dis die storie. OK, dis die hele storie. En daarom gaan dit nooit oor wat ons gee nie. Dit gaan nie eers oor ons nie. Dit gaan alles oor Jesus. As Paulus nou vir die Korintiërs gemeente skryf en sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy wat ryk was, terwille van julle arm geword het. Ek bedoel, kan jy vir 'n oomblik dink hoe ryk is God? Alles is syne. En God het mens geword. 1 of 2 kledingstukke. Nie 'n huis van sy eie nie. Vir jou en vir my. En as Paulus sien hoe arm gemeente gee, dan juig hy, want God se Jesus-shaped plan is besig om te werk. En nou motiveer hy die Korintiërs om aan boord te kom. Hoor hoe skryf hy vir hulle? 2 Korintiërs, ekskuus, ek wil dit gou eers lees. 2 Korintiërs 8. Hierdie is die ouens. Titus gaan nou na Korinte gemeente toe gaan om die projek nou te voltooi en daar gaan ouens ook wat anoniem is. So lees nie wat hulle name nie, want hulle gaan die geld vat Jerusalem toe. Onthou jy kan nie EFT nie. So wat dit vir my sê is hierdie hele projek is nie 'n emosionele opsweep nie. Hierdie is fyn beplan. Jy lees in 1 Korintiërs 16 al, hulle het elke eerste dag van die week geld weggesit. Hoe gaan hulle nou maak? Ek weet nie. Hulle gaan nou daai geld in groot muntstukke moet omsit, talente aan hulle lywe vasbind. Paulus is vol vertroue dat die Korintiërs gemeente gaan bydra, want hulle is die ryk gemeente. Hierdie is die arm gemeentes. Hy is so opgewonde oor die twee wat nou saam bydra, dat hy in Romeine 15 van hulle skryf. Hoekom is hy so opgewonde? Want die evangelie van Jesus word bevestig. Dis hoekom hy so opgewonde is. Maar dis nie 'n emosionele ding nie. Dis fyn beplan. Daar's 2 anonieme ouens wat nou hierdie bedrag gaan moet vervoer. En hoor wat skryf hy van hulle? Hulle is gesande van die gemeentes. 'n Eer vir Christus. Letterlik staan daar, hulle is apostels van die Eklesia, as God se kerk. Hulle is die heerlikheid van Christus. Want hulle gaan nou hulle lewens waag, né? Ek bedoel, is klaar gevaarlik om in daai wêreld net te reis. Kan jy nou dink hoe dit is om met geld hier om jou lyf te reis?
Kan jy dink? Mense, dink so 'n bietjie, né? Dit is nie, hier is ek 'n kaart, ons gaan die kaart swipe en ek het 'n pin nie. Hierdie geld gaan om 'n lyf, Paulus hou hulle eerder anoniem in die brief. Liewerste laat hulle anoniem bly, want hulle gaan hulle lewens waag. En wat sê Paulus van hulle? Hulle is die heerlikheid, die doxa van Christus. Hoe lyk dit as God partner met mense vir sy koninkryk? Dis hoe dit lyk. Mense wat sê, dis genade. Mense wat sê, ons neem deel, ons is nou partners. En Paulus moedig die Korintiërs gemeente aan, kom ons gaan net gou vinnig, hoe moedig hy hulle aan? Hy skryf vir hulle klomp goed, klomp beginsels, oor wat dit is om te gee, en hoe gee jy? 2 Korintiërs 9 vers 6, die punt is, wie karig saai sal karig oes, wie oorvloedig saai sal oorvloedig oes, laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit, dis niemand wat jou dwing nie, nie met droefheid of onder dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En dis God wat voorsien, God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk. Paulus herinner hulle aan al die genade wat hulle ontvang. Hy gaan verder, hy sê, soos julle nou van alles oorvloed het, geloof, welsprekendheid, kennis, ywer en liefde, net by the way wat deur ons toedoen onder julle is. Net herinner, hoe het julle die gemeente van God geword? Dit was deur die bediening van hierdie persone wat nou vir julle oproep, om te sê, dit wat julle begin het, maak het klaar. Maar hoor wat sê hy dan? So herinner hulle aan al die genade, alles wat God vir hulle al gegee het, en dan sê hy, sorg dat julle ook in hierdie genadewerk oorvloedig is. Hoekom wil julle nou uitmis? Julle ken God se genade in soveel areas. Julle het geloof, julle het kennis, julle het gawes, julle het liefde. Hoekom wil julle nou uitmis op hierdie genade? Om God se genade ook in jou finansies te ken. Hoekom sê jy wil uitmis? Dis hoe hy hulle motiveer om die projek waarmee hulle begin het klaar te maak. Glad nie emosionele opsweping nie. Ek wil, ek kan nie, want dit is 'n brief. Dis nie ou wat hier preek nie. Dis 'n brief. Dis beplan. Hier's die ouens, anoniem. En dan hierdie woorde, en hier's waar ons land met die preek. Hy praat nou weer van die arm gemeente. Dit was nie slegs soos ons gehoop het nie. Trouwens, hulle het hulle self eers aan die Here gegee. En toe, deur die wil van God, aan ons. Hierdie mense het nie net bygedra nie. Dis nie waar hulle begin het nie. Hulle het eers hulle self aan die Here gegee. Vriende, hoor my gou baie mooi. Om geld te gee, kan nooit 'n plaasvervanger word vir om jouself te gee nie. Hier's waar ons begin. Hier kom ons by die hart. Vrygewigheid is 'n hartsding. God het nie jou geld nodig nie. Hy het nie my geld nodig nie. Hy is agter ons harte aan. Hy sê, waar jou skat is, sal jou hart wees. God is agter ons harte aan. Hy wil hê ons harte moet verander word, dat dit 'n weerspieëling van sy vrygewigheid word. En mense wat besef die genade van God, is mense wat besef, my hart kan nou verander. En al hoe meer 'n Jesus shape kry. En een van die maniere wat ons deelneem aan daai genade,
is ook deur ons finansies. Dis waaroor ons in die reeks gaan kyk. Ons gaan prakties kyk, hoe lyk dit? Hoe lyk dit om saam met die Heilige Gees te werk in ons finansies? Maar ons kan nie begin by die beginsels nie. Kom ons begin by die storie. Tot vandag toe is hier dieselfde genade van God, dieselfde Heilige Gees aan die werk in mense. En mag ek en jy hoor in hierdie seisoen, die Here roep ons om onsself vir hom te gee. Dis vir ons begin. Om net onsself vir hom te gee. En dan praat ons oor finansies. Want om geld te gee, kan nie 'n plaasvervanger wees vir om jouself te gee nie. En dis dan die uitnodiging vir vandag. As Paulus hierdie gedeelte eindig, gebruik hy die woorde: aan God die dank vir sy onbeskryflike gawe. As ons dink aan God se vrygewigheid, kom ons gee onsself. Kom ons gee ons harte, sodat ons harte al hoe meer 'n refleksie van sy hart kan